Goeiemôre broers en susters. Kan jy my nou hoor? Daar sê dit klink my daar's nou klank. Baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Wat 'n voorreg wat ons het om hier te mag saam wees. Die erediens vanoggend is uit 1 Konings 19 en die tema is op moedverloorse vlakte. God is ook daar. Die begeleiding Hester van der Walt, baie dankie Hester. Koffie en tee, kom geniet 'n heerlike koppie koffie of tee in die groot saal na die erediens. Besoekers is hartlik welkom. Baie geluk aan Lise van der Merwe, sy gaan aan die wêreld jukskei toernooi deelneem. Sy het al reeds aan 42 SA toernooie deelgeneem en sy was al 5 keer in die Springbokspan. Dis 'n merkwaardige prestasie en ons wens haar alle voorspoed toe. Jy maak ons verjoenskroners trots. Baie geluk ook daarmee. Verjaarsdag 27 Junie Tannie Magriet van der Merwe en 29 Junie Modine Nel. Bybelstudie, daar is geen Bybelstudie nie as gevolg van die skoolvakansie en die bazaarlyste is reeds uitgedeel deur die diakens. Laat weet asseblief die kerkkantoor of jou diaken as jy nog nie 'n bazaarlys ontvang het nie, of elektronies of per hand nie. Dit kan dan terugbesorg word by die diakens of die kerkkantoor en ons vra dat dit asseblief voor 30 Junie sal terug wees, sodat ons beplanning kan doen daaromheen. Skinkbeurt vir die maand, wyk 2 Roemienuis. Daar is skyfies te koop by Aubrey teen R100 vir 2,5 kg. En dan is daar 'n vleiskomitee vergadering die 25ste Junie direk na die erediens in die klein saaltjie. Die gebedslys. Ons bid vir oom Jan en tannie Marie Nel. Oom Jan het weer 'n reeksbehandeling. Hy gaan maandag TV en dan gaan hy weer vir 6 weke bestraal moet word. Die kanker wat in sy nek is ook maar baie seer op hierdie stadium. So ons dink aan hulle in hierdie tyd. En dit beteken dat hy moet die hele week daar in Kerksdorp bly en dan kan hy net naweek huis toe kom. Ons dink aan hulle in hierdie tyd. Ons bid ook vir almal wat betrokke is by die inbring van die oes, vir die veiligheid op ons paaie met oestyd en vakansie. Ons bid vir ons kerkverband en dan bid ons ook vir hierdie gemeente van die Here, dat ons dit sal regkry om lig en duisternis te wees. Ons bid ook vir die bewaring van ons lidmate teen dwaalleer en afvalligheid. Ons bid vir geestelike groei en toewyding by elke gemeentelid, vir die bazaar, die inkom van die bazaarlyste. Verskonings is gemaak deur die Aljatron, Roan de Bruin en Flip Kreur. Kom ons word dan stil voor die Here. En dan begin ons hierdie erediens in sy naam. Hier waar ons voor hom
is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing Psalm 146 en ons sing verse 1, 2 en 3 as 'n loflied tot eer van die Here. Kom ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons in 2 dele opgeteken staan. Markus 12 vers 28 vra, watter gebod is die belangrikste van almal? Jesus het geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Here onse God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. 1 Korintiërs 13 vers 1. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende sambaal geword. En al profeteer ek en begryp ek alle geheime, en besit ek alle kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie die liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit, en gee my liggaam oor, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Liefde bly geduldig, liefde gee om, liefde is nie jaloers nie, spog nie, en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde faal nooit nie.
Broers en susters, as mense wat weet, dat ons faal in ons poging om lief te hê, kom ons bely ons skuld in die woorde van Psalm 130, die 2de vers. Vanuit die woord van God, in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, verkondig die woord die vergifnis van sonde aan elkeen wat met ware berou in die hart vanweë sy sonde, belydenis daarvan voor die Here gedoen het. Maar elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in sy sonde bly lewe. Johannes 3, vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. As mense wat dit weet en dit glo, kom ons bely ons geloof in ons harte saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig ons geloof en sing as toewydingslied Psalm 146 verse 4 en 6.
ons bid nou saam. Ewige God, ons aanbid U, ons Vader in Jesus Christus, wat deur sy Heilige Gees in ons woon, om ons te lei en te versterk en te gebruik. Ons dank U vir die genade om nog vrylik te kan aanbid en vra dat U ons sal bewaar van die bose, van die grypmag, van die magte van die duisternis. Dat U vir ons sal seën en bewaar en versorg. In die naam van die Here Jesus Christus vra ons, Here, dat U ook in hierdie dag sal wees met elkeen van ons lidmate, hulle wat op vakansie is, hulle wat dalk siek is by die huis, hulle wat hospitaal toe moet gaan of daar uitkom, dat die genade vir hulle genoeg sal wees. Met elkeen wat op die pad sal wees, het sy vir werksomstandighede of vakansie, dat U elkeen van ons sal bewaar, dat U self in U genade ons sal toevou met U liefde. En nou is ons gebed, dat U vir ons deur die woord en deur die Gees sal kom vorm, om mense te wees, wat in staat is, om U liefde uit te dra aan ander, om ons naastes raak te sien, om hulle in nood op te let, om werklik die hart van die Here Jesus te hê, om werklik deur die inspreking van die Gees ook vir mense te kan nader trek. Dit vra ons in die naam van die Here Jesus Christus alleen. Spreek, Here, want die kinders luister. Amen. Ons lees uit die woord van die Here, 1 Konings hoofstuk 19. 1 Konings hoofstuk 19. En ons lees van vers 1 af. En Agab het aan Jezebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Jezebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaar gemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan lê hy en raak onder 'n besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel aan hom en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy koppend en 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb. En hy daar in 'n spelonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verbygegaan
terwyl 'n groot en 'n sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. En die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing. En die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur. En die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê, "Wat maak jy hier, Elia?" En hy antwoord, "Ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem." Maar die Here sê vir hom, "Gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hazael as koning oor Aram, en Jehu seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa seun van Safat uit Abel-Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. En die een wat van die swaard van Hazael vry raak, hom sal Jehu doodmaak, en wat van die swaard van Jehu vry raak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel, en elke mond wat hom nie gesoen het nie." Ons lees net so ver. Ons teksgedeelte is die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk tot hier ongeveer by vers 13-14. Miskien, broer, suster, was jy ook al op moed verloor se vlakte. Miskien het jy ook voortsleepende probleme wat maar net nie wil ophou nie. Miskien is dit die hoeveelste ramp wat jou tref hierdie jaar. En skielik voel jy, ek kan net nie meer nie. Elia was daar, moedeloos onder die bosenbos. Mense vra selfs wat hieroor skryf, nou het die gees van die Here wat Elia kragtig gebruik het, het hy hom dan hier verlaat? Hoe kan Elia dan nou moedeloos word? Want die gees is mos in hom. Hoe kan 'n geesvervulde dienaar van die Here onder die besembos beland? Kom ons kyk wat sê die woord van die Here oor hierdie gebeure. In die eerste plek, is jy moedeloos? Die Here is ook by jou in jou moedeloosheid. Ons kan hierdie hele hoofstuk eintlik saamvat met hierdie woorde. Is jy moedeloos? Die Here is ook by jou in jou moedeloosheid. Wanneer 'n mens lank onder druk funksioneer of 'n groot skok beleef, dan gebeur daar ook in ons liggame sekere dinge. Party mense kry na so 'n lang tyd van druk of na 'n groot skok suikersiekte. Ander mense het al gehoor van mense wat na 'n groot skok die volgende oggend spierwit grys is. Wat oor die algemeen gebeur is dat al hierdie dinge waaraan 'n mens moet aandag gee wanneer jy onder druk verkeer, jou gedagtes gedurig aan die gang hou en dat die oordragstowwe in jou brein dan uitgeput raak. Dit word vinniger opgebruik as wat jou liggaam dit kan aanvul. Daardie chemiese oordragstowwe wat die boodskappe in jou brein moet oordra tussen die sinapse. En dit word dan te min. Die interessante verskynsel wat 'n mens raak sien as jy hierna kyk, is dat mense wat dit beleef nog die negatiewe goed kan beleef. Dit laat 'n mens wonder
of die negatiewe, nie na die sondeval, amper die outomatiese is in ons samestelling. Dat jy moet met geloof die positiewe kan beleef en dink om positief te wees. Iets daarvan is dalk waar. Maar nou die vraag, hoe is dit dan moontlik dat 'n dienaar van die Here so iets kan oorkom? En veral Elia. Elia sê Jakobus is 'n mens net soos ons, maar wat 'n mens! En watter pad het Elia nie met die Here geloop nie? 'n besondere, intense, geestelike, kragtige pad. Elia wat sonder meer as die grootste profeet in die Ou Testament vir ons geteken word. Elia wat so groot was as profeet, dat in die Nuwe Testament Johannes as die Elia wat sou kom beskryf word. Elia wat so na aan die Here was, dat hy lewendig opgeneem is in die hemel. Elia, hierdie geloofsreus, raak moedeloos. As ons dan vra, het die Gees hom dalk verlaat? Wat het hier gebeur? En ons gaan kyk na die Nuwe Testamentiese beskrywing van die uitstorting van die Gees, van die Heilige Gees wat in elke gelowige, elkeen van ons bly, wat werklik ons sy tempels maak, dan is dit nie noodwendig so dat die Gees hom verlaat het nie. Maar dan is dit waarskynlik iets soos wat ons vandag nog kan beleef, dat 'n mens as te ware 'n godsverduistering kan beleef. God is nog daar, maar jou omstandighede en jou gesondheid beweeg dalk tussen jou en die Here in. En dan sien jy hom nie raak nie, terwyl hy nog al die pad daar is. Vandag nog, broers en susters, kan dit met kinders van die Here gebeur. God is nog altyd daar. En om die Here te dien, maak jy seker dat jy in sy teenwoordigheid is. Maar jy kan partykeer dalk nie sy teenwoordigheid beleef nie. Hierdie moedeloosheid het ook sy fisiese simptome en kan ook die liggame van gelowiges aanval. Vra maar vir jou, kan 'n gelowige so aangeval word? Vra maar vir Elia, wat onder die besembos sit. Vra maar selfs vir ou Jona, wat daar onder die wonderbos gaan sit. Gelowiges kan ook getref word deur die gevolge van die sondeval. Elia moes vir jare lank vlug, nadat hy in opdrag van die Here gebid het vir die droogte. Nou dink 'n bietjie wat dit ook aan iemand moet doen. Elia moet bid dat daar droogte kom, dat die volk tot besinning kan kom. Dit is goed. Maar dink aan al die diere. Dink aan al die mense wat swaar gekry het. En hy is die een wat moes bid vir daardie droogte. In hierdie 3 jaar van droogte neem die Here hom weg en beskerm hom. In hierdie 3 jaar van afsondering versorg die Here vir Elia op wonderbaarlike maniere. Dit is eintlik 'n avontuur as ons lees hoe die Here vir hom sorg. En tog het dit ook maar sy tol geëis. En toe kom die opdrag van die Here na Elia toe. Elia gaan konfronteer vir Agab, dat hierdie gehink op 2 gedagtes, wie nou eintlik God is, tot 'n einde kan kom. En Elia doen dit. En hierdie groot byeenkoms op die berg word gereël. Daar is 'n kompetisie as te ware tussen God en die Baal-profete. En ons lees dat Elia sê, al 450 profete van Baal moet kom, en al 400 profete
van Asherah, wat van Isebel se tafel af eet. Uit die latere verse lyk dit asof daardie 400 profete nie gekom het nie. Asof hulle teruggehou is of teruggebly het en net die 450 Baal-profete gekom het. En daarom lees ons net dat daar 'n altaar vir Baal gebou word en 'n altaar vir die Here gebou word. En dat Baal se profete dan roep en bid en skree en hulle self sny, laat die bloed so loop, hulle self beseer, dat hulle al hulle rituele uitvoer, maar niks gebeur nie. En Elia staan en spot met hulle. En dan, wanneer die tyd aangebreek het, sê Elia vir hulle, julle God is seker op reis, uit nie gehoor nie. Kom ons kyk wat die lewende God maak. En Elia slag die bil wat vir die Here geoffer moes word, hy gooi dit sopnat, die hout, die water, die altaar, selfs rondom in 'n sloot, rondom die altaar is water. En hy bid om vuur, en die Here stuur vuur uit die hemel om die offer te verteer. En dan lyk dit asof hierdie stryd nou gewen is, want hier kom die volk en hulle sê, die Here is God, die Here is God, waar hulle voorheen nie wou kies tussen Baal en die Here nie. Sê almal nou, maar die Here is die lewende God. Wat 'n hoogtepunt. En hierdie hoogtepunt word verder gevoer deurdat Elia die 450 profete van Baal moet uitwis. En dit moes sekerlik ook maar aan hom geraak het, al het hy geëiwer vir die Here. Hy moes 450 mense doodmaak. En dan gaan bid hy weer. Hy sê vir Agab, die reën kom, gaan eet so lank. En dan gaan bid hy, en hy bid. En ek dink die 7de keer kom sy dienskneg en sê vir hom, daar's 'n wolkie soos 'n man se hand oor die see. En dan sê hy, nou gaan dit reën, en dan kom die reën. Na hierdie geweldige hoogtepunt, na hierdie oorwinning vir die Here, kry Elia die aand 'n boodskap van Isebel af, wat vir hom sê, so seker soos jy my Baal-profete doodgemaak het, gaan ek jou doodmaak. Môre is sulke tyd, môre hierdie tyd, is dit verby met jou. Elia, die geloofsreus, die gebedsworstelaar, die man wat kragtig kon bid en optree, gaan nie daar op sy knieë en hy verwerp dit nie. Want hierdie dreigement is die laaste strooitjie wat die kameel se rug breek. Skielik is daar in Elia geen moed en krag oor nie. En vlug hy vir sy lewe suid na Berseba toe. Daar waar die woestyn is, die onherbergsame gebied. En hy laat in Berseba, die laaste bewoonde plek, sy dienskneg agter. Sommige van die mense wat hieroor skryf sê, hy laat waarskynlik sy lewe agter. En hy gaan daar dagreis ver die woestyn in. Gaan lê onder 'n besembos en sê, Here, al my voorvaders het gesterf, ek kan ook nou maar sterf. Here, ek het geëiwer vir U, maar ek kan nie meer nie. Neem my lewe. Hierdie groot konfrontasie het Elia se mat onder sy voete uitgeruk. Die vastigheid van sy geloof aangeval. Broer, suster, die Here verlaat vir my en vir jou as gelowiges nooit nie, hy beloof dit. Die Here Jesus sê selfs dat hy tot aan die einde van die wêreld deur sy Gees altyd by ons sal wees. Dat hy nou binne in ons bly.
Ons kan dus ook met krag vir die Here lewe. Maar daar kom tye wanneer selfs ons die nabyheid van die Here kan verloor, nie meer kan voel nie, nie meer kan beleef nie. Dit is hoe enige mens onder die besembos kan beland. Oppas dus om nie te selfversekerd te wees nie, om nie te arrogant te wees hieroor nie, want dit kan enige mens tref. Party mense is maar geneties geneig om depressief te raak en worstel hiermee. Ander mense word weens 'n groot skok skielik depressief. Ander mense word weens ouderdom depressief of weens 'n sekere siekte wat hulle so beïnvloed dat hulle balanse versteur word. En daarom sê die woord, die een wat staan, wat dink dat hy staan, wat oppas dat hy nie val nie. Ek en jy moenie so selfversekerd en so arrogant wees dat ons dink ons sal nooit struikel nie. Ons moet oppas. Dit kan enige mens tref. Ook ek en jy is nie te gelowig of te sterk hiervoor nie. Die woord sê, Elia was 'n mens net soos ons. Maar ons weet watter pad het Elia met die Here geloop en die Here met Elia. En tog gebruik Jakobus dit om vir my en jou aan te moedig om gebedsreuse te word. Mense wat op ons knieë die hemel in beweging bring. Elia was 'n mens net soos ek en jy, maar hy beland onder die besembos. Wat maak jy as jy daar beland? Wat maak die Here met sy diensknegt onder die besembos? Die tweede plek, die Here versterk jou as jy moedeloos is. Daar in die woestyn vra Elia vir die Here om tog maar te mag sterwe. Alles lyk vir hom sinneloos. Na al hierdie jare van geveg vir die Here en vir die saak van die Here, van ywer vir die Here, kom hy op die punt waar hy met een boodskap kennis neem. Die stryd is nog nie oor nie. Isebel en Agab is maar nog steeds net waar hulle was. En dan vra hy vir die Here of hy nie maar mag sterwe nie. Moeg en moedeloos raak hy aan die slaap. Interessant dat die Here hom nie dadelik antwoord op hierdie gebed waar hy sê, Here, kan ek nie maar doodgaan nie, dis nou genoeg. Die Here antwoord hom nie eers nie. Hy gee hom kans om te herstel, om te slaap. En dan maak hy hom wakker met versterking deur 'n engel wat aan hom skud en sê, staan op, eet. En hy staan op en hy eet. En die interessante is hierdie roosterkoek wat hy eet, is in die oorspronklike woord wat beteken 'n koek wat op kole gebak is. Ons sien in die 53 vertaling hier staan, dit is op warm klippe gebak, maar dit is in elk geval een of ander roosterkoek wat op 'n wonderbaarlike manier vir hom daar gegee word met 'n fles water. En hy eet en hy gaan slaap maar weer. En toe maak die engel hom weer wakker. Maar die slag sê die engel vir hom, eet, anders gaan die pad vir jou te lank word. En nou weet ons nie of Elia opdrag gehad het om na die berg van die Here te gaan nie, en of hy eintlik altyd so in sy agterkop die plan gehad het, en of hierdie opdrag van die engel nie 'n implisiete opdrag was om soontoe te gaan nie. Dit weet ons nie. Dit word nie vir ons uitgespel nie. Maar hier word wel vir ons gesê dat Elia met die krag van hierdie kos vir 40 dae en 40 nagte lank loop tot by die berg van God. 480 kilometer ver loop Elia in 40 dae en 40 nagte.
En dan kom hy by die berg van die Here. Miskien is hier vanoggend iemand wat moedeloos is. Miskien is hier vanoggend iemand wat familielede het of vriende het, wat diep in die put is, wat moeg en moedeloos en radeloos is. As dit so is, hou moed, die Here is ook nou by jou. Maar miskien sit hier vanoggend mense wat nog nooit moedeloos was nie. Miskien ken jy nie moedeloosheid nie, en miskien oordeel jy maklik. Maar vanoggend wil hierdie deel van die woord van die Here vir ons sê, as jy nie iemand is wat in moedeloosheid verval nie, dan is jy dalk die gestuurde van die Here wat na die moedeloses toe moet gaan en hulle moet optel en hulle moet nader trek, vir hulle weer moet bemoedig en sê kom nader. In navolging van die Here kan ek en jy as kinders van die Here nie ongevoelig wees teenoor die moedeloses nie, teenoor die mense wat lê nie. Moet ons nie skop of skimp nie, maar moet ons gaan versterk. Dis interessant dat die woord wat vir engel gebruik word, eintlik 'n woord is wat sê gestuurde. En dit kan wees, broers en susters, nie in hierdie verhaal nie, maar in ons omstandighede, dat ek en jy die gestuurdes is van die Here, wat mense moet gaan optel en bemoedig en nader trek. Christen wees en die dien van die Here vrywaar ons nie een daarvan om moedeloos te kan word nie. Dit gee ons ook nie die reg om arrogant moedeloses te kan veroordeel nie. Ek en jy, na Pinksterdag, na Christus se opstanding, is juis gestuurdes van die Here, wat moet die boodskap van hoop en bemoediging uitdra. Die Here versterk jou as jy moedeloos is, en die Here wil jou gebruik as jy moedeloos is, ken om hulle te versterk. In die derde plek, die Here versterk jou tot diens. By die berg van die Here ontmoet die Here vir Elia. Hy ontmoet hom daar in die spelonk en hy vra vir hom, wat maak jy hier, Elia? Nou aan die een kant lyk dit asof die Here vir Elia hiermee laat verstaan, maar jy kan nie jou pos verlaat as jy 'n profeet is nie. Jy kan nie net wegloop nie. Wat maak jy hier? Maar in die konteks lyk dit asof dit eerder hierom gaan, dat die Here vir Elia die kans gee om te verwoord wat in sy hart lewe. Dat hy sy moedeloosheid kan uitstort. Dat hy kan sê, en dat die Here hom dan daarop kan reghelp. Die Here weet, maar hy nooi hom as ware om vir hom te sê wat pla. En daar ontmoet die Here vir Elia op 'n besondere manier om sy geloof te versterk. En let op, hierdie ontmoeting van die Here word vir ons in 'n bietjie detail beskrywe. Elia staan daar in die spelonk, die Here sê vir hom, kom uit, ek wil voor jou verbygaan, maar hy weet, hy wag eers. En dan hoor hy hoe die stormwind, wat rotse breek, verbygaan. Dit is in die Bybelse tyd 'n teken van die teenwoordigheid van die Here, die mag van die Here. Maar daarin was die Here nie. Hy hoor hoe die aardbewing en die vuur verbygaan, wat alles tekens is van die Here se teenwoordigheid. Maar daarin is die Here nie. En dan hoor hy die sagte gesuis. En in die sagte gesuis was die Here.
En hy draai sy kop toe, sy gesig toe, en hy gaan staan buite. En hy ontmoet die Here. Dis insiggewend dat die God wat oor soveel mag beskik, vir Elia na hom toe nooi as ware. Vir Elia op 'n besondere manier ontmoet. Vir Elia in die sagtheid van die stilte ontmoet. En nie in die groot geraas en groot gebeurtenisse nie. Ook ons broers en susters kan seker wees, as ons genoeg soek na die Here, sal ons hom vind. Dit mag wees dat ons moet allerlei ander maniere ook implementeer, mediese hulp kry ensovoorts. Maar die Here word gevind in die stilte en die afsondering met hom. Die Here skryf nie Elia af nie, maar hy stuur hom met 'n nuwe opdrag. Wat leer ons hieruit? Ons leer hieruit dat as so iets met ons moet gebeur, ons geen besluite in 'n krisis moet neem nie. Nie moed moet opgee nie, maar net moet stil word met die Here. Dat ons nie oor die Here moet praat in ons krisistye nie, maar met die Here. Dan word stil, sonder jou af vir die Here, en hoor wat sy nuwe opdrag vir jou is. Broer, suster, seun, dogter, ek en jy mag nie op ons eie krag staat maak nie. Ons moet na die Here toe gaan en met sy krag lewe. Wag op sy versterking. Hierin is ook 'n waarskuwing opgesluit vir hoë druk mense. Jy moet meer insit in jou geestelike lewe as wat jy uitgee. Jy moet meer met die Here van die dinge besig wees as wat jy met die dinge van die Here besig is. Jy moet tyd genoeg maak met die Here. Ek dink dis Martin Luther wat gesê het. Hulle van vra hoeveel tyd word hy stil met die Here. Toe sê hy 'n uur op 'n dag, 'n uur in die oggend en dan natuurlik ook 'n uur in die aand. En toe sê hulle vir hom as jou program baie druk is, toe sê hy nee, dan is dit 2 uur in die oggend en 2 uur in die aand. Dan moet ons meer tyd met die Here spandeer. Hoë druk mense. Ek het so 'n boodskap hier gesien van 'n persoon wat daar in die Kaap gevang is, omdat hy 200 km/h gery het. Toe weier hy om sy boete te betaal, want hy sê, ek is 'n vinnige mens, en ek doen alles vinnig, ek slaap vinnig, ek eet vinnig, ek ry vinnig, ek lewe vinnig, ek word vinnig wakker, ek is 'n vinnige mens. Uit die aard van die saak kom hy toe voor die hof, en hy probeer toe weer sy verskoning daar. Toe sê die landdros vir hom, nou maar goed, kom ons kyk, hoe vinnig jy 6 maande tronkstraf kan afdraf. Iewers loop jy jou vas, al is jy 'n hoëdruk mens, al is jy 'n haastige mens, al is jy 'n vinnige mens. Nou hierdie man gaan 6 maande tyd kry om oor sy vinnigheid te dink. Maar ek en jy kan baie teëspoed voorkom as ons tyd met die Here op sy sit. Meer en meer en meer. Bid betyds, rus betyds, soek betyds hulp op fisiese en geestelike vlak. Broer, suster, seun, dogter, hierdie verhaal is nie per ongeluk in die Bybel opgeskryf nie. Dit is nie geskryf om Elia te verneder oor hy gevou het nie. Dit is opgeskryf om te sê dat mense soos ons ook op 'n stadium moedeloos kan raak. As jy dus moedeloos is, skep moed. En as jy nie moedeloos is nie, miskien is jy dan vanoggend die gestuurde van die Here,
na die moedelose mense rondom ons in die dorp. Broers en susters, hier is verskriklik baie depressiewe mense in Viljoenskroon. Ons weet nie altyd daarvan nie, want mense praat nie daarvan nie. Ons sien hulle dalk net nie raak nie. Maar miskien is jy die een persoon wat direkte toegang het tot iemand wat moedeloos is en wat kronies moedeloos is. Miskien is jy die persoon wat nie kan raas en beklei nie, maar met liefde kan ophef, omdat jy toegang het tot daardie persoon. Kom ek en jy gaan word stil in hierdie tyd waarin ons leef, in hierdie vakansietyd. En ons vra vir die Here, Here, wie is daar na wie toe ek moet gaan? Wie moet ek gaan haal wat moedeloos is? Wie moet ek gaan bystaan? Wie moet ek gaan optel? Kom ons wees die gestuurdes van die Here in Viljoenskroon. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het vanoggend gehoor van hierdie pragtige geloofsreus. Hierdie man wat met u gewandel het, wat wonderdade gedoen het in u naam. En nou dat ook hy op 'n punt kon kom waar hy moedeloos geword het, waar die las net te swaar was, die druk net te hoog was. Dankie dat ons kan lees dat u vir hom met liefde opgehef het, en dat ons dan ook kan glo dat u ons sal ophef as ons in die nood is. Geef vir ons onderskeidingsvermoë, geef vir ons harte wat luister, dat ons ook ons naaste wat moedeloos is kan ophelp, dat ons u koninkryk sal laat kom, en u wil sal laat geskied, omdat ons die middele is waardeur dit gedoen word. Ons vra dit om Jesus ontwil. Amen. Het nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Die slotsang van die gemeente is gesang 305, verse 1 tot 4. Oh
ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.